Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Praat met die persoon wat aan jou verkeerd gedoen het. Probeer om bij die werkelijke rede vir sy slegte gedrag uit te komen. Je zal dalk vind dat je zelf die persoon daarin gedryf het, en dat dit dus moeilijk was om dit te voorkomen. Ander kere besef je dalk dat wat gebeur het, bloot 'n groot misverstand was. Dit is dus altijd belangrijk om negatieve voorvallen in context te plaas. Dit voorkom, dat een persoon in een gegeven situatie tot die verkeerde gevolgtrekking kom. Daar is baie slechte dingen waarop mensen vinnig wil reageer, terwijl dit slechts geïsoleerde voorvallen was, of van min betekenis. Kinders wat toornig word teenoor hul vaders as gevolg van zulke wanopvattings, is een algemene voorbeeld in hierdie verband, Efesiërs 6 vers 4. As jy met jou pa praat en om die geleentheid gee om sekere ongewenste optredes te verduidelik, sal dit jou dus help om dingen anders te zien. Baie van jou seer spruit dalk ook uit jou kinderjare, want op daardie stadium was jy nie volwassen genoeg om dingen reg te onderskei en te verstaan nie. Die Here weet echter alles, die strijd, wat binnen in jou gebeur, al kan jy self dalk nie sin daarvan maak nie. Volgens Psalm 44 vers 21, ken God die geheime van een mens hart. Vra God om je te helpen om jouw identiteit te ontdekken. Jij is inderdaad een unieke individu, en God het jou gemaakt met een specifieke doel voor oë. Jij is dus in staat om een unieke bijdrage te leveren tot die wereld waarin jy leef. Al het jy dalk precies diezelfde naam en van as iemand anders, en zelfs al is daar die ander persoon op precies diezelfde dag in die geschiedenis as jy gebore, het God net een juweel of meesterstuk genaamd jy, geskapen. Net soos dit gewoonlik tyd neem vir aardse juwele om ontdek te word, kan dit ook meer tyd neem vir jou om ontdek te word, of vir dit wat in jou verborgen is, om ontbloot te word. Jy het dalk 'n verborgen talent, soos die vermoë om dingen te skep of om mensen te helpen ontwikkel. Baie mense wil 'n verskil maak, maar hulle wil nie anders wees nie. Dit is echter die persoon wat anders is, wat werkelijk 'n verskil kan maak. Dit is dikwels die akute bewustheid van sy verskille, wat hom aanspoor om verskillende dingen te doen, of dingen anders te doen. Hoewel baie Christene hulle self manne van God noem, is jy dalk een van diegene wat hulle self waarlik as Godse man kan beskryf. In Godse weermag maak vleeslike wapens nie saak nie, net soos die rigters soos Samson, kan jy eindelijk Godse wapen wees. Jy is gelaai met Bybelkrag, gebedskrag, Christen getuieniskrag en Heilige Geeskrag. Terwijl jy ook saam met anders soek na 'n spesifieke oplossing of probeer om deel van die oplossing te wees, is jy dalk eindelijk die oplossing, zonder om eerst de hulp van iemand anders te hee. God kan werkelijk sy hand op jou hee in hierdie verband. Is jy die antwoord of seën waarna jou provincie of gemeenskap gesoek of begeer het?
Is jy die leier of bestuurder wat jou streek of maatskappy die hele tyd nodig gehad het? Is jy dalk die volgende Moses, Gideon of Deborah van jou stad of staat? Vraag God dus om jou te helpen om hierdie baie belangrike vraag te beantwoord. Wie is ek, en wat is ek? Om te weet wie jy is en wat jy is van kritieke belang om jouself te verstaan, en om jouself te verstaan, is van kritieke belang om ander te verstaan. Hierdie begrip zal jou ook helpen om die redes te identificeren waarom jy in jou binneste seer voel. Om bewust te wees van hierdie dinge, zal jou ook in staat stel om specifieke ingrypings te gebruiken om dit aan te spreek, eerder as algemene benaderings. Dit is vooral nuttig om hierdie dinge onder verschillende categorieën neer te skryf, soos, ek is, ek was, ek het, ek sal nie, ek wil nie, ek het nodig om. Ek het nie nodig nie, ek kan nie, ek kon nie. Jy kan ook enkel woordbeskrywings van jouself neerskryf, deur met verschillende letters van die alfabet te begin, byvoorbeeld. Jasonsag is ambisieus, omdat jy hierdie dinge neergeskryf het, hoef jy dit nie gereeld te probeer onthou nie. Jy sal dan een baie goeie prentjie van jouself hê, en van wat moet verander. Jou uitkyk kan echter nie deur jou inkyk bepaal word nie. Dit is as gevolg van wat Jesus is, dat jy werkelijk kan wees wat God wil hê jy moet wees. Vernietig en gooi die tasbare negatieve dinge weg. Om bloot bewust te wees van jou swakhede, gebrokenheid en tekortkominge, en met ander daaroor te praat, is nie al wat nodig is nie. Om vorentoe te beweeg, moet jy sekere dinge laat vaar. Vir blinde Bartimeus was dit sy oorkleed wat hij op sy moes gooi, Markus 10 vers 50. Die dinge wat jy moet weggooi, is ongewenste dinge waardeur jy vir 'n lang tyd vastgebind is, jou vastgehou het, waarskynlik vir baie jare. Dit kan 'n sekere brief, kledingstuk, juweliersware, foto, skoolverslag, klankopname, videogreep, selfoonteksboodskap, koerantartikel of e-pos wees. Hierdie dinge is deel van jou verlede, en moet in die verlede gelaat word. Die tyd het aangebreek dat jy dit opskeer, in die vullisblik gooi, dit opsny, verbrand of uitvee, zodat dit nie weer so makkelijk onthou kan word nie, en nie weer besigtig kan word nie, aangezien dit nie meer bestaan nie. Jy sal dalk ook die items wat sommige van hierdie vernietigende dingen bevat, moet vernietig, soos 'n geheestokkie of kaart, 'n radio CD of kaset, 'n video DVD of kaset, of 'n selfoon simkaart. Al het jy dalk so 'n item weggebere, buite sig in 'n kas of kluis, het dit steeds 'n negatieve impak op jou, op een of ander manier. Dit bevat bewijzen van die slechte dingen wat gebeur het en dient dus ook as 'n constante herinnering aan hierdie dinge. Laat vaar ook jou nadelige ervarings en gewoontes, en laat God toe om jou van nou af te lei. Vervang dit met 'n spesifieke doel in gedagte. Paulus het dit baie goed gestel toe hy gesê het, maar een ding, ek vergeet die dingen wat achter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jezus,
Filippense 3 vers 14